Sy. Okay, maar waar is Jaco nou? Hy het uitgeval. Ja, lyk Alright, maar kom ons gee hom nou maar net 'n bietjie kans. Ja, kom hy weer. Nee, man. Hallo. Daar is hy. Terug. Hy is terug. Luister hier. Nee. Skade. Sorry julle man. Jy nou nie vir my wag, julle moet aanvang. Nee, maar nou Lien het nou net ingekom en hy rekord, dankie tog. Maar ja, sy rekord nou. So ja, ek dink dis belangrik dat ons net bietjie verskillende angles en 'n bewustheid kry rondom hierdie fenominale verbintenis wat die Here met ons gemaak het, jy weet. So ja. So Mario, kan jy weer oor begin? So is nou is nie repeat nie of replay nie, maar jy kan maar wat baie. Okay. Nee, wat ek gesê het is ek is in die versekeringsbedryf en vir my is 'n verbond baie soos 'n kontrak waar twee partye bymekaar kom en sê elkeen het 'n bydrae om te lewer. Hulle gaan 'n vennootskap in. As die een sekere goeders doen, dan sal die ander een 'n ander goeders doen, of hulle sal 'n sekere deel van 'n ooreenkoms eerbiedig as daar sekere goeders plaasvind. So dis hoe dit vir my nog altyd 'n verbond, as 'n man en 'n vrou in 'n verbond intree, as hulle die dag trou aan mekaar beloof, dan sê hulle ek sal na jou omsien en ek sal vir jou sorg en al die tipe goeders. En ja, dis 'n wederwysige verbond wat in twee rigtings ingaan, hoe ek dit sien. Ek hou vir die woord kontrak, tog baie nice. Baie nice, kontrak. Dankie, Maria. Chantal, jy? Amen of eina of ek stem saam of dit is gemute. Chantal, stem jy saam, is dit reg? Kontrak? Hallo, kan julle my hoor? Ons hoor jou. Maar wil Chantal nie iets sê nie. Chantal, kontrak of dinge se vir jou verbond vir jou? Skus, ek het nie gehoor jy sê vra vir my nie. Ons laptop se klank is bietjie sag. Ek hoor nie altyd mooi met wie praat jy nie. Ja, nee, ek sal ook maar so dink dat dit ek weet nie. Kontrak, verhouding, nee, verbond, ek weet nie. Maar ja, ek stem saam met hom. Ja. Ek het nie nog iets om by te voeg nie. Dankie, Chantal. Ansa, wat sê jy? Verbond, die woord verbond, wat beteken dit vir jou? Ansa. Ja, ek stem saam dat dit 'n kontrak is, maar wat ek ook kan dink, verbond kan ook wees belofte. En wat mense baie geneig is om sommer net te verbreek. Maar as jy belofte gemaak het, dan sit tot die dood ons skei of in watter opsigte ook al. So, dis maar wat ek dink. Dis mooi. Ja, stel. Ja, baie nice. Kontrak, belofte, baie nice julle. Marius, wat sê jy? Wat beteken die woord verbond vir jou? Het jy ooit van dit gehoor? En as ek vir jou sê verbond, covenant. Man, vir my 'n verbond is soos die liggaam wat ons het. Dit is die liggaam van Jesus wat vir my 'n verbond is. En in verste ook maar saam met hulle. Dit is maar kontrak, dis 'n verbintenis tussen jou en iemand.
'n verbintenis tussen ons en die Here, waar die Here sy enigste seun gegee het om vir ons sondes te sterf en wat hy ingetree het vir ons sondes. So ek dink ons het 'n verbintenis aan hom om te leef soos hy wil hê ons moet leef, maar nie een van ons kan basically sê ons doen dit opreg nie. Baie nice. Verbintenis, soos wat die kontrak, ons het belofte, verbintenis, ek hou van dit. Dankie Marius. Iemand anders, sulke. Sien jy toe, videoetjie aangesit? Jy het ook 'n bydrae wat jy kan maak, die woord verbond, covenant in Engels. Wat beteken dit vir jou? Nou nee, Hoe verstaan jy dit? vir my is dit ook maar kontrak. Ja, vir my is dit ook, ek's ook in procurement, so ja, vir my is dit maar kontrak. Dit is an agreement between twee partye en die albei partye het gewoonlik 'n vervulling wat moet gebeur. So Dit is ook wel interessant. Sê net gou, sulke brein net 'n bietjie dit uit. Dit is baie interessant. Al beide partye het jy sê beide partye het iets wat hulle daai moet baat, wat hulle moet is 'n voordeel vir elkeen. 'n Vervulling wat kom vir elkeen. ja, so dis soos in 'n aankope kontrak. Die een gaan jou iets gee en jy gaan in verruil vir daai iets gaan jy geld gee dalk om daai item daar byvoorbeeld nou te kry. So van albei kante in die meeste kontrakte word daar 'n ooreenkoms getref tussen die twee partye van wat is die twee partye se verantwoordelikhede en wat word verruil met mekaar om die kontrak suksesvol dan basies te verklaar. Baie nice. 100% dankie. Dis fantasties. Nadine, is jy daar? Ja, ek is hier so. So ook maar kontrak. Kan julle my hoor? Kontrak. Okay, so ja, vir my is dit ook kontrak. Kontrak kan gesluit word op 'n paar maniere, selfs mense wat verbally, jy weet, 'n kontrak sluit. En dan is dit soos God wat sy woord oorag as homself. En ja, en dan ook albei partye moet happy wees voordat hulle daai kontrak sluit. Albei moet benefit kry basies uit daai kontrak uit. Jy gaan nie iemand kry wat 'n kontrak teken of sluit wat miskien nie happy is met die kondisies nie. Skus, dat ek net so Engels en Afrikaans meng. So ja. Dis maar dit. Okay. So ja, baie dankie nou, Lien. Waardeer dit. Okay, so ek wil net gou ietsie dan vra. So ek het nou aanstaan daarna verwys. Ek dink toe ek nou ek het nog vir Michelle ook vra. Ja, Michelle, wil jy dalk net 'n bydrae maak? Ek sien hallo, Andries, het jy ons gejoin vanaand? Kan ons hoor? Ek was so lank as op hierdie foon, ek weet nie meer waar is al die knoppies. Hallo julle. Hallo Andries. Wat sê nou? Michelle, ek wil gou vir jou. Ja, laat voor Michelle praat, ons dalk net gou vir Andries net op spoed bring. Ons praat nou oor covenant en die vraag is, jy weet, hoe definieer jy covenant en Mario en Sielke, Mario is in die versekering. So hy sê dis 'n bindende kontrak tussen twee partye. Sielke is in procurement en sy beskou dit ook as 'n kontrak. Marius het gesê, jy weet, dit is soos die verbintenis met Jesus en sy liggaam. Nou wie het ook verwys na 'n vorm van kontrak. Ek dink Ansa het gesê dit is 'n agreement. Is ek reg? So
So ek wil maar net vir jou bietjie terugvoer gee van die verwysing van die verskillende deelnemers en so ja, so ons gaan nou lekker gesels oor dit. Ja, Michelle, nou kan jy dat waai. Ek dink Andries het nou 'n goeie idee waar ons nou is. So ja. Ja, ek gaan nie 'n hele boek sê nie, want omtrent almal het nou Michelle, klaar ja. alles gesê. Nee, dis jy met jou onthou dis jou verwysing, dis jou hart, dis jou posisionering. So dis altyd interessant om jy weet either die saamstem of dalk net 'n bietjie van 'n ander verwysing of 'n ander bewoording, maar dis eie aan jou, jy weet. So ja, dis 'n blessing, so go vir dit. Nee, ek stem definitief saam met almal wat alles gesê het op die oomblik. So, dit is definitief 'n kontrak tussen twee partye en die grootste ding is 'n mens moet saam werk daaraan aan die kontrak. So ja. Baie dankie Michelle, dis kosbaar. Okay, julle so baie dankie vir dit. Ek wil net dan vra dat ons net ek net hoor of julle almal julle kan net vir my wys 'n sharp of 'n ja of 'n nee. So op hierdie stadium sal julle stem julle almal saam of voel julle sien julle dat 'n kontrak is dis 'n ooreenkoms, 'n kontrak. 'n verbond is soos 'n kontrak. Dis 'n ooreenkoms tussen twee partye, maar julle almal voel, maar julle almal het hierna verwys dat dit vat twee partye om hierdie kontrak te maak werk. Elkeen moet sy deel doen. Het ons dit reg? Die sulke verwys na soos nou daar is vir elkeen iets. Een ou betaal en 'n ander een kry iets. En is dit stem julle saam met dit dat dit is van twee partye ek dink Marie het ook daarna verwys. Een ou gee en die ander ou kry voordeel. So hierdie ou in jou kontrak te kry, een persoon gee iets en 'n ander een gee dan ook iets anders miskien op die ou vandag moet al twee daarby baat vind. Dis dit reg. Is julle almal op daai voel julle almal dit is stem julle saam met dit? Okay. So hier's waar ek vanaand heen wil gaan. En ek gaan dit net sê en dan gaan ek dalk laat Andries en Pieter en ons het nou nie vooraf bespreek nie, ons het maar verlede week gesê ons gaan 'n bietjie oor gesels. Die groot ding wat ons as kerk, ek dink wat ons sê, kom ons net dit reg doen. Wat julle sê, 'n covenant, daai verbond is absoluut dit wat julle almal gesê het. Daar's beloftes, daar's 'n ooreenkoms, dis bindend. Maar ek dink die een groot verskil is dat in God se verbond wat hy met, en dan was nie ons verwys nie net na die verbond van Abraham nie. Ons gaan later miskien oor praat, maar daar was 'n paar, hy het met Noag 'n verbond, hy het met Abraham 'n verbond, hy het met Moses 'n verbond, hy het met Dawid 'n verbond, hy het met en dan die nuwe verbond. Die verskil is ek en jy het niks met dit te doen nie. Dis absoluut net eensydig. Daar's niks vir ons om te doen nie. Dis die statement wat ek wil maak. Wil julle moet net hieroor dink. Wat julle almal sê en wat ons almal sê is dit is 'n covenant, 'n verbond, is 'n ooreenkoms. Dit is 'n kontrak. Twee partye is betrokke. Daar is beloftes. Daar is 'n verbintenis. Dis absoluut 100% die waarheid. Maar die verskil wat ek op die tafel wil sit en julle mee wil challenge, julle mindsets wil challenge. God se verbond met die mensdom deur die jare, deur die eeue. Verwag hy niks regte van ons nie. Veral in die nuwe verbond. Dit was alles dood eenvoudig net van sy kant af. Want wat kan ek en jy doen? Wat kan ek en jy vir God gee? In ruil vir wat hy vir ons gegee het?
So ek wil net hê ons moet daaraan dink. Ek sê ek is reg nie, ek wil julle moet daaraan dink. Ek wil net hierdie ding op die tafel sit. Ja, hoe voel julle oor dit, Maria? Ek sien jy kyk so, stem jy saam? Wat dink jy? Ek sien daar se hand. Ek was reeds met my hand opgesteek. Ek stem deels saam met jou. Maar dit vat nog steeds ons as mens se buy-in. Een van ons moet nog steeds sê ek aanvaar hierdie kontrak wat die Here voor my sit of hierdie uitnodiging. God het die uitnodiging, het die verbond met die hele mensdom gesluit of hy is beskikbaar tot vir die hele mensdom. Maar nie almal tree in tot dit nie. So die enigste verwagting wat daar is, die enigste vereiste wat daar is vir ons is om te sê ja, ek aanvaar dit. Maar dit is die toestemming en toetreding tot die kontrak is ons verantwoordelik voor. Want as jy dit nie doen nie, as jy nie sê ek aanvaar Jesus as die enigste weg en die waarheid wat tot die Vader lei en ons aanvaar die vergifnis van ons sonde. As jy dit nie erken nie, dan mis jy. Ja, Mario, fantasties. Ek dink dit is absoluut hoe dit is. Ek dink as dit die leerstelling van in Engels noem ons dit universalism, sê Jesus het vir almal gesterf. So dis outomaties en ek stem 100% saam. Dit is nie outomaties nie. God het alles beskikbaar gestel, maar daar is net 'n inkoop. So daarmee stem ek 100% saam. Wel dan, dankie. Ons gaan nou 'n bietjie meer oor dit gesels. Nou Lien, ek sien jou hand is op. Dankie, Maria, positief. Hallo. So ek het sommer maar net aan iets gedink en ek weet nie of ek reg is nie, maar is God se jy weet in 'n werksplek as 'n werknemer met sy werksmense kontrakte het, is elke ou se kontrak verskillend. En dit het my nogal toe julle nou praat, toe kom dit by my daai boer wat op die verskillende tye gaan arbeiders haal het en elkeen het loon gekry, jy weet, maar is elkeen van ons se kontrak nie, ja, daar's 'n basiese kontrak, maar is elkeen se kontrak nie miskien bietjie personalized nie. Ek weet nie, ek vra maar. Ja, nou Lien, ek dink ons moet net hoor jou en dis fantasties. Ek dink net ons moet net nie nou vaskyk in die woord kontrak nie, né? Die verbond en die woord verbond in die konteks waarin ons praat is definitief dit wat God tot beskikbaar gestel het vir almal once and for all in dieselfde. Dit is alhoewel ons walk met hom is persoonlik, is dit nie noodwendig dalk ek verstaan die konsep wat jy sien, ek sien daai prentjie, maar ek dink nie heeltemal dit is nog dieselfde. Maar Andries, ek sien jou hand is op as jy dalk net wil respond. Ja, ek wil net sê 'n covenant is nie 'n kontrak nie. 'n Kontrak is 'n limited liability, 'n covenant is 'n unlimited liability. Enige kontrak het 'n einde, verbond het nie 'n einde nie. So 'n verbond is soos 'n kontrak, maar verbond kan nie 'n kontrak wees nie. Okay, so is maar net wat ek wil noem. En dan kry jy verskillende tipe covenants, so meeste van die covenants wat vir ons 'n blessing is 'n blood covenant. Dit is wat dit so significant maak rondom die tipologie van die Ou Testament. En dan ook die kruisiging, en dan ook die Passover, né, van die in Egipte en die hele ding van die hele ding van bloed. Ek stem saam met Mario in terme van faith. Without faith it's impossible to please God. So ons word deel van die verbond deur faith. Geloof. Geloof plaas ons in die verbond en ons kom in die verbond met Christus in deur wedergeboorte. Dan is die verbond gesluit. Ons moet nie die verbond dan verwar met die hou van die verbond. Wanneer dit kom by die hou van die verbond, dan is ons blessing juis in die onfeilbaarheid van God en
Ons conundrum is die feilbaarheid van die vlees, en dis waar baie mense voel hulle val uit die bus uit, want ek bedoel, wie van ons het al beloftes in die Here gemaak en hou ons hulle nie? Ons het die vermoë om nie beloftes te hou nie, maar omdat een van ons covenant partners, omdat ons covenant partner die Vader is, en die woord sê God kan nie lieg nie, word ons dan gedra deur sy sterkte en sy strength. Wat nou Lien se ding aan betref is, ek dink, daai ding raak verlore in die verbond wat die Vader, hoe ek het basies sien is, God het 'n verbond met Jesus gemaak, en almal wat in Jesus is deel van daai verbond. Hoe God met elke van ons individueel werk, sal ek nie noodwendig onder verbond sit nie, ek sit onder verhouding sit. Maar die redding en die belofte van verbond staan vas. En dit is hoekom as ons nagmaal gebruik, en dit is nie ook net twee partye nie. Dis die kerk met Christus, want ons het 'n verbond met mekaar, omdat ons in 'n verbond met Christus is, en ons Christus deelagtig geword het, is ons in 'n verbond met mekaar, en elke keer wat ons nagmaal gebruik, dan manifest ons dit, dan sê ons, ek is deel van die liggaam, die brood wat gebreek word. Die skrif sê, die nuwe verbond is in die bloed. So, ja, dis eintlik 'n massiewe topic, maar ja, so, vir my is 'n verbond is nie 'n kontrak nie. Fyn, dis soos 'n kontrak, maar dis nie 'n kontrak nie. Julle kan met my verskil, dis fyn. Baie dankie, waardeer dit. Pieter, is jy hier? Ja, sê daar heel. Hallo Pieter. Orde kom in, Pieter kom in. Ek dink dit is natuurlik om 'n koneksie te maak tussen verbond en met kontrak. Maar mense moet ook verstaan wie initieer dit. By 'n kontrak is daar twee partye wat gaan oor terme en die outcome. In 'n verbond is dit 'n onvoorwaardelike toetree waarin daar geen vereistes geplaas word behalwe die oproep tot 'n dieper verhouding. En dis die amazing ding, en dis eintlik inherent hoekom baie ouens sukkel met huwelike. Baie ouens sukkel met relationships, selfs relationships tussen vriende. Maar in die oomblik wanneer jy my teleurstel, het jy eintlik 'n kontrak. Die oomblik wanneer jy sekere vereistes nie nakom nie, het jy kontrak gebreek, en daarom regverdig ek myself om weg te stap van sekere geval. Nou, ek weet nie of julle kan onthou nie. Ek gaan nou, terwyl ek net daaraan dink, raak ek sommer net emosioneel. Toe ek in Middelburg gekom het ek regtig vir Here gevra. Jy weet, maak my bewus van wat hier in Middelburg gaan. En ek het daai ding beleef, jy weet, ek het beleef die abandonment, mense wat so maklik van voet af wegstap. Jy sien, en dis baie keer ons benadering tot sekere goed, jy weet, omdat ek nie 'n bepaalde voordeel uit dit kry nie, of ons het 'n ooreenkoms gehad, en of ek dink ons het 'n verstaan of 'n level van relationship gehad, maar omdat jy dit nie verander het nie, nou kan ek maar wegstap van hierdie ding. Maar as ons kyk na die verbond wat God met ons gesluit het, is dit absoluut met 'n fokus op hoop. Om te sê, ek hoop jy erken en ontdek wat ek jou doen. So dis 'n oop uitnodiging, sonder voorwaardes. En waar 'n kontrak 'n baie transaksie gebaseerde ding is, met ander woorde, daar's 'n verwagting van jou om sekere vereistes te hê. Ek dink ook somme, jy weet, Mario, in die versekering is daar baie keer dat hulle 'n samewerkingsooreenkoms. Met ander woorde, ons kyk na elke ou se weaknesses en strengths en sy afdeling of sy verantwoordelikheid binne hierdie besigheid. Met ander woorde, die een ou is sê net maar hy's verantwoordelik vir die tegniese en die produksie, die ander ou vir die finansies en die personeel, en so het elke ou sy, maar daar's 'n verwagting dat jy daai skills het moet
moet aanbied met sekere terme en behalings. In ander woorde, daar is sekere kriteria wat ontmoet moet word. By die Here is daai goed nie daar. Dis nie 'n vereiste, maar dit het 'n bepaalde impak. Jy sien want en as ons praat baie van beginsels en values. Kontrakte gaan oor principles. Die koninkryk gaan oor values. Dis dieselfde ding, maar ek ontdek die waarde wat dit inhou, nie net vir my nie, maar ook vir ons verhouding. En dis hoekom dit gebaseer is op 'n agreement. Met ander woorde, daar's 'n bewustheid van hoekom ek jou nodig het en jy my nodig het. En ons is in agreement met dit. Met ander woorde, jy kan nie van my verwag om iets te doen wat ek nie kan doen nie. En dis baie keer, jy weet, in die Andrie se boodskappe en ons boodskappe die afgelope tyd. Jy sien kultuur kom en ek gaan nou 'n stupid voorbeeld noem van my huishouding. In ons huis, ek haat tuinwerk. Maar in die kultuur, wie is die een wat in die tuin moet werk? Die man. Wie hoort in die kombuis? Die vrou. Nou by ons is dit net die teenoorgestel. Met ander woorde, as iemand na ons huwelik kyk in 'n tradisionele konteks, dan breek ek en sy weer deur. Want sy hou nie van kos maak nie, maar sy love het om in die tuin te werk. Ek is mal oor kos maak, maar ek haat die tuin. Maar binne ons agreement, binne in ons covenant, is daar 'n aanvaarding van hierdie values, wat hierdie verhouding komplementeer. En binne 'n kontrak is daar geen verwysing en vereiste. En dis hoekom baie ouens in die stoei met huwelike en relational goed, want dit is vir hulle soos 'n kontrak. Jy het my een keer teleurgestel, jy het my trust gebreek, en by die Here gaan dit, ja, jy het my teleurgestel, jy het my trust gebreek, maar by die Here is daar 'n manier deur die werking van die Heilige Gees om trust te restore. Om 'n relationship te restore. In 'n legalistic doel van 'n kontrak is dit baie moeilik om daai ding te oorkom. Weet nie of dit sin maak. Ja, nee, baie dankie Pieter. Ek dink dis bydraes altyd kosbaar. Ja, twee goed wat ek dink belangrik is wat ons net moet hoor van hierdie vanaand. En ek wil vir julle vra. In 'n verbond is daar 'n ooreenkoms. So hulle dit altyd doen, ons verwys na baie, soos Andries verwys na die Bloedverbond. Dit was die sterkste verbond wat hulle kon in Bybelse tyd maak as daar bloed betrokke was. Offer, en dis hoekom ons het baie in ons gedagtes, ons verwys baie soos praat van verbond na Abraham, waar God verbond gemaak het met Abraham in Genesis 15. Maar God het 'n verbond met Noag gemaak. Toe hy vir Noag beloof het, Noag, die wêreld sal nie weer vergaan deur water nie. En hy het ons 'n reënboog gegee. Dit was 'n teken van die verbond. Daar was nie bloed en goed betrokke nie, maar daar was hy het met Noag 'n verbond gemaak. Dit is op grond van God se woord. Maar hier is 'n ding wat ek wil vra. In hierdie verbond, met Dawid, hy het vir Dawid beloof, hy het vir Dawid gesê, Dawid, ek beloof, ek maak hierdie verbond met jou, dat jou nageslag sal op die troon van Israel sit, vir altyd. En Jesus het gekom, in die lyn van, Dawid. So, wat ek, in dit alles, in hierdie hele beginsel van verbond, as ons dan sê, twee partye, tree toe tot 'n verbond, want dit bevoordeel beide. Ons weet hoe dit ons bevoordeel. Maar bevoordeel dit God? Bevoordeel dit die Vader? Wat doen ons? Wat het ons, want in 'n verbond is daar terme, daar's 'n ooreenkoms, so daar's sekere terme wat hulle met mekaar sou deel. God het vir Abraham beloof, ek gee vir jou nageslag, jy sal geseënd wees. Hy het vir Noag sekere goed beloof, hy het vir Dawid sekere goed beloof, hy het vir Moses sekere goed beloof. So daar's sekere terme
Maar nou moet jy toetree, Mario, sodra as jou beginsel. Nou moet 'n mens toetree tot dit. Maar as jy toetree, dan geld hierdie ooreenkoms. My vraag is, maar wat gee ons vir die Here? Wat het ons om hom te bied? Hy bied ons alles. Maar wat bied ons hom? Is daar iets wat ons hom moet bied? Is daar iets wat ons hom moet gee? Se hand, Mario of Chantel? Ja, ek het dit gedink en Chantal het dit gesê, verhouding. Ons gee vir God verhouding en dit is wat hy kom herstel het. Dit is die wederwysige toetreding tot verhouding wat ons kan hê wanneer ons in daai covenant betrokke raak. Ja, so dit is, so Mario, jy sal voel, dis amper die een ding, of die enigste, ek sê nie die enigste ding, maar dis die een ding, wat eintlik, wat God net vir ons gevra het, is net, hoorie, ek soek nie veel beter, ek gaan vir julle alles gee, ek kom met myself totaal tot hierdie, maar al wat ek net begeer, wat God het begeer, is herstel en in verhouding. Okay, well, thank you, baie nice. Pieter? Wat gee ons? Ja, ek dink Moet ons iets gee? Nee, ek dink wel Andries het net in daai skrif Hebreërs 11 vers 6, without faith it's impossible to please God. Jy weet so, ek dink wanneer ons in geloof in Christus die lewe wat hy vir ons gegee het, begin leef. To walk like Jesus has walked, to walk in the identity and value and worthiness of a son is to glorify him. Jy weet, Jesus bid, hy sê, Vader, het die tyd aangebreek, verheerlik u seun sodat u verheerlik kan word. Jy sien, en ek dink, dis die valuable goed, jy weet, dis nie wat ons moet doen nie, dit is wie ons is. Ja. En dis 'n baie belangrike ding om hier onderskeid te maak tussen hierdie goed, want baie mense dink, as die manifestasies daar is en die profetiese woord en die duiwels uitdryf en die miracles is die manifestasie van, of die reward is dan soveel groter omdat ek dan nou doen. En jy weet, Andries het 'n week terug toe vra hy die vraag op die leadership Zoom die oggend, toe sê hy, as ons die vraag vra, to walk like Jesus has walked, wat sal jou eerste verwysing in jou hart wees? Met ander woorde, gaan dit die manifestasie wees, gaan dit die vas en gebed wees, gaan dit my gawes wees, gaan dit die anointing wees, wat gaan dit wees? En dan kom 'n ou net terug om te sê, maar as eerstens het Jesus gewandel as 'n seun van God, secure in his identity and his value, without forcing, without the manifestation of the works. Hy was vas oortuig dat hy die woord is wat vlees geword het, en onder ons kom woon het, en dat hy die Vader kom openbaar het. Nou dit is ek dink die grootste vorm van en dit sluit aan by wat Mario gesê het. Die bediening van rekonsiliasie, met ander woorde, dit wat Paulus se begeerte was, dat elke mens homself perfek in God sien, en die rol wat ek en jy in dit speel, in die aanmoediging en bemoediging en die demonstrasie van hierdie waarheid, dink ek is die grootste eer wat jy kan bring aan God. Dankie Pieter, kosbaar. Andries. Ja, ek dink dis 'n vraag wat 'n mens nie maklik wil antwoord nie, sê wat ek het daai vraag al so baie gevra in counselling, en sê ek, ons weet wat ons in hom gekry het, maar wat het hy in ons gekry? Meeste van ons dink ja, net 'n bol gemors, net 'n emosionele klomp nonsens. Maar dit is nie so nie. Ek dink wat hy gekry het is ons. Dis wat hy gekry het. Ons het hom gekry, maar hy het ons gekry. Johannes 3 vers 16 sê, he loved us so much that he gave his son.
En dit was vir hom die moeite werd as 'n skrywer sê ons is duur gekoop. Ons is duur gekoop. So what God gets is us. En dit was hom die moeite werd om sy seun te gee. En ek is bly Mario het dit 'n ding gesê, is God sluit nie met elkeen van ons individuele verbond nie. God het 'n verbond gesluit in sy seun. We enter that covenant through faith. Ons word daai verbond deelagtig. In daai verbond is 'n klomp beloftes en termes wat jy dan deelagtig word omdat jy in geloof in wedergeboorte ingekom het, gewas deur die bloed van Jesus, en dan word ons daai verbond deelagtig, en dan is dit nou the promises of God and the goodness of God and the character of God and the faithfulness of God en die grace en die mercy en alles is deel van wat hy beskikbaar gemaak het binne in daai verbond wat ons met hom het, maar he got us, jy weet, en dit was vir hom die moeite werd om sy seun te betaal om jou te hê. En meeste mense sien hulle self nie as worthy genoeg, sê nee, Jesus, ek weet daarom dit nie of dit nie heeltemal God se plan was nie. Here kan hom nie so bly wees dat hy my gekry het. Wel, die Here is baie bly het jou gekry. Dis hoekom hy sy seun gegee het, maar ons kry nie genoeg value daaruit nie. Ek dink miskien omdat ons sekere werke moet doen en sekere goed moet doen om teen te presteer. En as ons op teenprestasie moet werk, gaan nie een van ons genoeg teen gepresteer het nie. Al wat hy soek is, hy soek ons worship, hy soek 'n relationship met ons. En Pieter het dit gesê, it's not what we do. The significance is not in what we do. En dit vat nie die belangrikheid van doing weg nie. Doing is important. Maar as ons nou praat oor identiteit, die value lay in being, not doing. And what we became because that covenant was put in place. And because he catered for all the weakness of the flesh. En binne al daai beloftes en termes het hy vir ons 'n ding geskep waar ons dan secure kan wees, waar ons veilig kan wees. Teologie maak dit onveilig. Maar ek dink sy hart is om dit veilig te hê vir ons, jy weet. So ja, he got us. Baie nice. Dis waar ons uitkom vanaand. Dankie aan. Nou Lien, ek sien jou hand is op. Jy bydra maar asseblief. Ja, jy weet, ek dink, en dit is baie belangrik dat tot ons, jy weet waar ons nou is met hierdie gesprek. Want dit kom terug na daai ding toe, jy weet, want baie van die mense se verwysing is, dis wat Andries gesê het. Meeste mense se verwysing is, jy weet, al wat die Here gekry het is 'n emosionele wrak en 'n sondaar en 'n vleeslike mens wat stoei om minder sonde te doen en meer heilig te word en meer gehoorsaam te wees. Maar as ons nie besef dat ons to fulfill the desire of for his own pleasure, he has begotten us. To satisfy his pleasure. En dis hoekom dit so belangrik is binne verhoudings en met huweliksbegeleiding en selfs wanneer ons met couples werk nie, is om net weer by daai plek te kom dat beide partye besef dat hulle kosbaar is op God se oë, ongeag hulle kondisie. My ou geleerde vriend daar in Springbok praat altyd van posisie en kondisie. Jy sien, mense dink jou kondisie verander jou posisie. Die feit dat God ons deur 'n verbond bekom het, verander nie ons posisie nie, verander nie ons waarde nie. Wanneer ons hierdie waarde begin embrace, wanneer ons dit embrace wat hy na ons toe bring, dan begin ons denke en ons harte verander ten opsigte van wie ons is. In die demonstrasie wat Jesus vir ons geleef het, en dit begin ons aanmoedig om daarin te leef. Maar as jy nie die transformasie van die ou mens na die nuwe mens, van die ou verbond na die nuwe verbond, want daar was 'n ou verbond, maar daar is 'n nuwe verbond. En mense kies vandag nog om in die ou verbond te leef, om die ou verbond te onderhou. En daarom kan jy nie die voordeel hê van die nuwe lewe in Christus met die ou verbond nie. En wanneer jy met daai goed na 'n huwelik toe kom,
Die een is onder die wet, die ander een is onder genade, is die hel los. Want die een sê, jy moet my vergewe, want ek het jammer gesê, die ander een sê, maar jy hou daar nou aan. Wanneer gaan jy nou ophou met hierdie goed? Wanneer gaan jy nou verander? En dan raak dit 'n kondisionele ding, en nou is jy in 'n kontrak. Want nou het jy jou woord gebreek, jy het dan gesê, jy gaan harder probeer. En nou kry jy dit nie reg nie, want jy probeer opreg. Maar jou waarde en jou identiteit is nie gevestig in dit wat Jesus Christus aan die kruis vermaak. En jou maat verstaan dit nie. Daarom is daar nie genade. Daar is genade, maar dit is voorwaardelik. En dis dodelik. Dis dodelik binne die kerk, dis dodelik binne die wêreld, dis dodelik in elke vorm. It produces only death and separation. En dis wat ons moet verstaan. Die Here in sy almagtigheid komplementeer al daai goed, dat daar nooit weer verwydering sal wees nie. Hy gaan altyd by ons wees. Sy liefde is onvoorwaardelik. Sy genade is groter as wat ek en jy verstaan. En wanneer ons daai waarde besef, dan begin dit iets sê van wat ons ontvang het binne in hom. Dankie Pieter. Die verbond wat God met Abraham maak, maar die verbond wat God met Moses maak, en dis waar ons baie keer as kerk, en waar die kerk nog baie keer vassit. Die verbond met Moses, die 10 gebooie, was voorwaardelik. Daar was kondisies. As jy die seën van die Here wil ervaar, moet jy ABC doen. En as jy nie ABC doen nie, dan gaan jy die vloek ervaar. Dan gaan dit nie goed gaan met jou. In die nuwe verbond is daar nie kondisies nie. Dis 'n unconditional covenant. Daar is nie voorwaardes. Ja, ons het geestablish, ons tree toe tot dit. So hier's die identiteit, hier's dit wat ons moet kry. Verbond red jou, nie die wet nie. Verbond sê, as jy dit aanvaar, wat God gedoen het, wat God gegee het, word jy kind van God. Nie die wet en jou werke. Dit is die grootste ding in die nuwe verbond. Ek en jy, Mario het dit so mooi gesê, ons toetrede tot die verbond is net deur geloof. Ek glo dat Jesus het die prys betaal een en vir almal en vir altyd. Once and for all, sê die Bybel. Een keer vir almal. Het hy weer alles gegee, soos wat hy beloof het aan Abraham, soos wat hy al beloof het vir Adam. Toe hy vir Adam gesê het, jou saad sal die vyand destrooi. Sal die surf bestaan julle. Dit kom al van daar. Maar is nie deur wat ons doen nie. Die wet red jou nie. Die wet maak jou nie kind van God. Andries het dit baie mooi gesê, doen ons reg, gooi ons goeie werke weg, glad nie. Maar ons doen nie goeie werke om kind te wees nie. Ons is eers kind. Daarom doen ons goeie werke. Dis 'n simpel ding, maar dis 'n crucial ding. Want ons moet besef ons kindskap. Ek is 'n kind van die Here. Want omdat hy, terwyl ek en jy 'n sondaar was, het hy vir ons gesterf. Het Jesus sy liefde vir ons betoon deur dat hy Jesus vir ons gegee het. Terwyl ons sondaars was, toe ons dit nie verdien het nie. So hy het alles gegee, dis wat die verbond sê. Hy het alles gedoen, alles. Ons het net gesê, ja, ek aanvaar dit. Dit is al. Toe wat kry hy? Andries sê dit so mooi. Hy kry net vir jou, Marius. Michelle het vir jou. Hy worry nie, Marius, of jy, hoe jy lyk en wat jy doen nie. Is dit belangrik, verseker. Maar is dit belangrik vir hom nie, is dit belangrik vir jou. Maar hy het jou.
Maria, Chantal, hy het jou. Chantal het jou. En dis wat belangrik is. Kan ons, as ons, dis die verbond. Die verbond het ons gered. Nie die wet nie. Nie die werke nie. En dit is altyd fundamenteel die boodskap wat ons wil deel en wat so liberating, wat is die Afrikaanse woord, vrymakend is dat niks wat ek en jy doen, maak ons weet dat God liewer is of minder liewer is vir my. Pieter? Ja, ek wil dalk net, ek sien Andries se boodskap, ek weet nie of Nolien dalk net gou iets wil byvoeg voor ek sê nie. Ek het my hand vas op. Ja, Nolien was op en toe sê jy, Nee, ag ek wil maar net met Andri saamgestem het rondom we are his most precious valuable possessions. Dis wat hy my hart vir my die week gesê het. You are my most precious valuable possession. En dit is wat ons vir hom is. En ek dink verbond, ek weet nie of ek reg is nie, maar verbond gee vir ons daai sin van belonging, nee, ons behoort aan hom. Maar ek weet ook nie, hy het ook baie met my gepraat die week oor, jy weet, reëls is gemaak om ons te beskerm, jy weet, daai tipe van ding, as ek nou oor 'n rooi roebord gaan ry en, jy weet, daai roebord is groen met 'n rede of hy's rooi met 'n rede. So ek weet nie of verbond ons ook maar beskerm nie, dat ons behoort aan hom nie, jy weet, ek weet nie of dit ook dalk so iets is, ek vra maar net. Ek dink dit is presies dit. Jy weet, want hy sê ons was, in die Ou Testament was ons onder 'n guardian, maar nou is ons in die guardian. Jy weet, ons het 'n ding, die Kersangdiens se tema hierdie jaar in Bethel is in die skaduwee van die Allerhoogste. Toe stuur ek vir hulle 'n boodskap te sê ons is die skaduwee. Want ons vorm deel van die skaduwee en dis eintlik wat ek nou wil sê, jy weet, Andries het 'n klompie jare terug, jy weet, toe vra hy vir die gemeente die vraag: wat is die ware van jou lewe?